Baie welkom by die eerste gemeente van Jaffa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Hierdie is 'n nagmaal geleentheid wat ons aanbied hier by Wynand en Suster Estel. Ons wil vir hulle sê baie dankie vir die voorreg wat ons kan hê om hier op julle patio dit te kan doen. En ons het gevoel ons wil dit doen in 'n gemaklike opset, omdat dit 'n video gaan wees wat mense wêreldwyd gaan die nagmaal by hulle huise aanbied. En dit gaan 'n baie maklike manier wees om die nagmaal aan te bied. Is om die video aan te sit en die pa vat die brood en die druiwesap, of as daar nie 'n pa is, ja, vat die ma die brood en die druiwesap. En sy sit die video aan en hulle bedien volgens die video dan die nagmaal. Nou daar is 'n ander video ook, nagmaal in lockdown. Nou dit was in 2000 gedoen. En ons het verskillende versoeke gehad. Hoe skakel hulle daar aan die ander kant in Amerika en van ander wat gevra het, is dit nie tyd dat ons 'n nuwe video maak nie. En ja, die tyd het gekom en laat ons hierso en ons wil vir Jaffa al die eer gee. Ons wil hê dat u die geleentheid saam met ons moet geniet en dat dit inteendeel ons nader aan Jaffa gaan bring, sodat ons 'n beter geestelike lewe as Jaffiste kan lewe. Kom ons bid saam. Vader Jaffa, ons kom vanmiddag om vir u baie dankie te sê vir die wonderlike voorreg wat ons het om as broers en susters saam te wees en die nagmaal te kan geniet. Ek wil bid dat u salwing van die Ruach HaKodesh hier teenwoordig sal wees terwyl ons hierdie opname maak. En Vader, waar mense dan na hierdie opname gaan kyk deur die wêreld en die nagmaal by hulle huise gaan bedien, wil ek bid, Vader Jaffa, in die naam van Jaffa, dat dit vir hulle dinamies sal wees en dat dit geestelike impak in hulle lewe sal hê. Want die woord sê, so dikwels as wat julle by mekaar kom, kan julle die nagmaal gebruik. Seën dit, seën die hande wat dit vir ons voorberei het. Baie dankie. Ek wil ook bid, seën Pastorika hierso saam met my, wat vir ons, sy is die kamera vrou en die werk wat sy ook doen, en alles wat sy doen om dit reg te hê. En laat u heerlikheid in en deur die woord dan vandag ook verheerlik word. Ons bid dit in die naam bo elke ander naam, die Jaffiste sê halleluja. Halleluja. Wat 'n wonderlike voorreg om by mekaar te wees. Nou voordat ek die nagmaal bedien, wil ek net so bietjie ter inleiding 'n paar dinge sê rondom die nagmaal. En dit is dat nêrens in die Bybel leer die woord ons dat ons enige Joodse feeste moet onderhou nie. Ons besny ons nie. Ons glo nie aan tiendes betaal nie. Ons glo nie aan die rituele soos wat deur die 613 wette van Moses bepaal word, naamlik die feeste, die Pasjag of Pasag wat jaarliks gehou word in Abib, in Nisan in Oktober maand. En ons het nie deel daaraan nie. Ons het nie deel aan die offerhande van 'n bokkie of duwe of iets wat soos wat Abraham toe Jaffa vir hom die besnydenis gegee het, was dit as teken van die verbond wat Jaffa hom gegee het. Dat sy nageslagte sal wees soos die sterre aan die hemel en die sand aan die see. So vir ons dan rondom die woord het ons nie nodig om enige feeste te hou nie, want ons besny nie. Ons hou nie die Sabbat nie. Hoekom nie? Want die 613 wette van Moses het Jaffa, die Vader, deur Jaffa sy seun gekom en dit tot niet gemaak. Hy het dit opgegee, weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan. En daarom sê die woord baie duidelik dat hy het nie behaag daaraan dat ons aan ons vlees moet besny wees nie, maar aan ons sielsdimensie. Want as dit so was, sou die twee vrouens hierso vandag saam met ons, Suster Estel en Pastorika, sou dit geen betekenis gehad het nie. Dis absoluut geen betekenis gehad het nie. Want julle sou nie kon deel gehad het
aan die besnydenis nie. Eerstens is julle liggame nie so dat daar besnydenis kan plaasvind nie. En tweedens kom die woord en hy sê dat in die Nuwe Testament, dit is wat 'n Nuwe Testament is, want die Ou Testament het doodgegaan. Hy het tot niet gemaak weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan. En u kan dit lees in Hebreërs 7 vers 18. Eintlik die hele Hebreërs 7 kan jy dit lees. Maar vers 18 sê weens die swakheid en die nutteloosheid. Dit het sy tyd gehad. So wat het Jafashua gedoen? Hy het 'n nuwe verbond ingelyf deurdat hy aan die kruishout van Golgotha gesterf het en op die manier dan sy lewe gegee het sodat ons gered kan word deur genade. Een keer 'n jaar met in Engels die atonement was dit so gewees dat die mense lammetjies en bokkies en duwe gevat het na mate hulle gevoel het hulle gesondig het sodat die bloed dan deur die hoofpriester aan die geermis van die tabernakel aan die geermis van die verbondsark, sê tabernakel van die verbondsark kon gesmeer het en dan sou die krag van Jaffa neergedaal het in 'n rookkolom. En dan sal die hoofpriester uitstap en hy sal sy hande opsteek en sê, julle sondes is julle vergewe, maar daar was nie berou oor hulle sondes gewees nie. Maar ons vandag, deur die genadebloed van Jafashua, het ons 'n hoofpriester in Jafashua, wat nie sonde gedoen het nie. Daai Ou Testamentiese hoofpriester uit Aaron en Levi, hulle moes vir hulle eie sondes eers 'n offer bring. Maar ons het nie nodig dat daar of Jafashua het nie nodig dat daar vir sy sonde eers 'n offer gebring te moet word nie. Hoekom? Want hy was die perfekte hoofpriester. Hy was ook die perfekte offerlam. So hy het nie sonde gewees nie. Die woord sê hy het sonde kom word, of sodat ons deur sy sterwe aan die kruis verlossing kon ontvang van al die verskillende sondes wat ons doen. En daarom vir ons as Jafiste, bruid van Jafashua universeel, is dit so wonderlik om te weet dat ons kan net sy naam aanroep. Wanneer ons sy naam aanroep, dan vergewe hy ons sondes opnuut. Sou ons 'n foutjie gemaak het. En die woord sê, nadat Jafashua opgevaar het in die hemel, het hy aan die regterhand van die Vader gaan sit, waar hy vir ons intree. Daai intree beteken, wanneer ons as Jafiste dalk 'n foutjie maak, of dalk dit lyk of ons net wil struikel, dan tree hy in, hy sê dan by sy Vader, en hy sê, moet hulle nie uitwis nie. Hulle is gekoop met my bloed. En dan tree hy in, en dan tree genade. En nou ek sê altyd dit maar, dit gee ons nie 'n vrypas om sonde te doen, omdat ons 'n hoofpriester het wat op die troon langs die Vader sit, wat vir ons intree, sou ons dalk gestruikel het of 'n foutjie gemaak het nie. En dis wat vir my wonderlik is, dat ons is in afwagting op die wederkoms van Jafashua. Want hy het gesê, soos wat hy opgevaar het in die hemel, so gaan hy terugkom, om ons te kom haal, dat ons kan wees waar hy is, want hy sê in die huis van sy Vader, is daar baie wonings, as hy so was, hy so uit vir ons gesê het. Maar ons het die verwagting, die wederkomsverwagting, in die Grieks parousia, vir die bruid, wanneer ons 1 Korinte 15, 27, 58, in 'n oomblik gaan verander word uit 'n verganklike en 'n verheerlikte liggaam om tegemoet in die lig. Ons wag vir dit. En dan in die tyd waarin ons lewe, is daar soveel vanaand Pinksterkerke en karismatiese en protestante kerke, praat nie eens van die katolieke nie, wat die wederkomsverwagting verloor het, waar hulle nie meer in 'n wederkomsverwagting glo nie. Allerhande tierlantynkies. Ek praat altyd van dit, ek praat van spiritual gimmicks, met ander woorde die ander goed wat hulle invoeg om die kerk aangenaam te maak, want dit is net 'n bymekaar kom plek. So dankbaar dat die woord sê, waar 2 of 3 in my naam vergader. So moet daar iemand anders saam met my wees? Nee, ek en die Heilige Gees, die Ruach HaKodesh is 2. So wanneer ek alleen sit, kan ek nagmaal gebruik. Nou die ander vraag wat gevra word is, hoe dikwels moet ons nagmaal gebruik? Jafashua sê nie 1 keer 'n week nie. Hy sê nie 1 keer 'n maand of 1 keer 'n jaar nie. Hy sê so dikwels as wat julle by mekaar is, kan julle die brood en die beker geniet. Ek weet van mense wat elke dag nagmaal hou.
Dis wonderlik as hulle dit so kan doen. Daar's ander mense wat weekliks nagmaal hou op 'n Sondagoggend, dan wanneer hulle Bybelstudie het. En daar's ander mense wat maandeliks dan ook nagmaal hou. Ons hou nagmaal soos wat ons die geleentheid kry. Ons in Broer Wynand het al hoeveel kere nagmaal gehou, want hulle is ook ons huisvriende. En wanneer ons by mekaar is, en gewoonlik wanneer ons gaan eet, weet jy so vleisie braai of hulle by ons, dan gewoonlik dan reël ons vir brood en druiwesap en dan het ons 'n nagmaal geleentheid. Want weet jy wat, ons weet nie wanneer kan ons dit weer doen nie. Hoe weet ons of hierdie nie die laaste geleentheid is om aan die tafel te sit? Ja, Broer Wynand, hoe weet ons dit? Hoe weet ons? Weet nie. Ons weet dit nie. Maar ons vertrou Jaffa vir bo-natuurlike uitkoms en dat sy genade aan oor ons sal wees. Ook is die nagmaal geleentheid vir my altyd 'n geleentheid wat ek sê dat omdat die woord praat van die druiwesap as sy bloed, dis natuurlik die teebeeld, dis die bloed van Jaffa, ook as daar krankheid is. Daar is kranke mense, siek mense, daar's van ons soveel van ons mense in die wêreld wat kankers het. Daar's genesing. Jesaja 53 sê dat vers 7 of vers 8 sê, deur sy wonde is ons genees. Hy sê nie ons gaan gesond word nie. Hy sê nie miskien nie. Hy sê deur sy wonde is ons genees. Nou, terwyl ek baie vroeg wakker geword het vanmôre, het ek oor die nagmaal geleentheid gedink en toe kom Jesaja 53 net so by my op. Hy sê deur sy wonde is ons genees. Maar daar's dan kankers van ons broers en susters. Daar's Pastoor Rika wat 'n hartprobleem het. Daar's ander wat ander probleme het. Verstaan? Maar hulle is dan nie gesond nie. Ons kan nie sê hulle is gesond nie. Maar weet jy wat sê die Ruach vir my? Deur sy wonde is ons gesond. Ons is geestelik gesond. Want hy sê vrees nie hom wat die liggaam kan skade doen nie. Is dit nie mooi nie? Ja. Hy sê vrees nie hom wat die liggaam kan skade doen nie, maar vrees hom, dis die liggaam skade doen is Satan. Hy sê maar vrees hom wat siel, gees en liggaam in die hel kan werk. Dis Jaffa. So wanneer hy sê in Jesaja 53 pertinent, deur sy wonde is ons genees. Ons kan met 'n siek liggaam in die paradys ingaan. Alhoewel die liggaam, die vleeslike liggaam gaan nie in nie. Maar ek sterf met 'n siek liggaam, dan kom die ongelowige mense, dan sê hulle maar julle glo dat julle Here of julle God sou julle gesond gemaak het. Hier sterf jy krank. Hierdie gaan die wurms eet. So wat maak dit saak of ek siek is of die siek is nie. Maar wanneer ek geestelik gesond is, deur my wonde is julle genees. Deur my wonde is julle gered. En die woord sê daar's blydskap in die hemel as een siel hom tot Vader Jaffa bekeer. Is dit nie wonderlik nie? So wat is die noodsaaklikste? Om hierdie vleis gesond te kry? Ja, ek weet. Ek het 1 of 2 operasies gehad in die laaste 4-5 jaar. En dit is moeilik wanneer jy wil loop en jy kan nie loop sê jy wil loop nie en jy wil dinge doen wat jy gewoond is. Verskoon my. Dan raak dit moeilik. Dit is 'n hindernis. Verskoon my. Dis 'n hindernis, maar dis nie die alfa en die omega nie. Die feit dat my naam in die boek van die lewe herskryf is, sê dat ek geestelik gesond is. Deur sy wonde is ons genees. So ek wil vir julle sê wat krank is vanmiddag. Ons glo steeds Jaffa kan 'n wonderwerk doen, hy kan gesond maak. Hy kan kankers laat uitval, hy kan hartsiektes gesond maak en ons kan nou al die siektes opnoem. Maar ons weet een ding, hy kan ook red. En vir ons is dit so belangrik dat mense gered word. Iemand het een keer vir my gesê, wanneer laas is daar 'n krepele by julle geloop? Wanneer laas het 'n blinde gesien? Wanneer laas het iemand sy armpie wat klein was gegroei? Toe sê ek, weet jy wat? Dit gaan vir julle oor signs, wonders en miracles. Maar die grootste miracle, die grootste wonderwerk is wanneer 'n sondaar tot bekering kom. Want die Bybel sê vir my, nie daar's blydskap in die hemel as 'n ou se arm gegroei het of sy blinde oogsiener geword het of wat ook al nie. Maar die Bybel sê daar's blydskap in die hemel
wanneer een siel hom tot Jahvashua bekeer. So dit is vir my die genesing wat die mees belangrikste is. So dit help nie ons kyk vas teen die krankheid nie. As die krankheid baie keer is 'n spieelbeeld dalk vir iemand anderster om tot bekering te kom. Ons weet nie. Jaffa het vir Lucifer, vir die Satan gesê, daar in Job 1 vers 2, hy sê op Job 2, hy het gesê, jy kan alles vat, maar jy vat nie aan sy lewe nie. Maak hom siek, doen met hom wat jy wil, maar jy raak nie aan sy lewe. En dit vir my is die belangrikste. Niemand kan ons uit sy hand uithaal nie. Wat 'n wonderlike voorreg vanmôre om te weet dat ons tot alles in staat is deur Jahvashua wie vir ons die krag gee. Ek gaan die nagmaal bedien en ek wil hê dat u moet luister na wat ek met u gaan deel. En die woord is pertinent in terme dat hy sê wanneer ons aan die tafel is, moet ons vir mekaar wag. So wanneer ek my broodjie kry, dan eet ek hom nie dadelik nie. Ek hou vas my broodjie. Ek hou daarvan om altyd te vra, as daar iemand is wat wil broodjies uitruil met mekaar, so as daar striwelinge is, of daar's moeilikheid, of jy kan nie so aan die tafel sit en die woord sê jy kan nie, maar dan ruil ons mekaar se broodjies uit. En daar mag, en ek gaan dit weer doen vanmiddag ook, alhoewel hier niemand is wat iets teenoor mekaar het nie, maar daar dalk van u wat kyk, wat familie kyk waar daar moeilikheid is of vriende, en dat daai tyd, as jy jou broodjie uitruil, dan sê jy vir daai persoon, ek vergewe jou, ek spreek jou vry. Want sulke dinge mag tussen jou staan en verhoed dat jy in die koninkryk van Jahvashua kan ingaan. Ek gaan die woord lees, wat hy sê so, is in 1 Korinte 11, vers 23, sê apostel Paulus, want ek het van Jahvashua, want hy sê, want ek het van Jahva die Vader ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het. Dat Jahvashua in die nag, waarin hy verraai is, brood geneem het. Want ek het van Jahva ontvang, dis die Vader, wat ek ook aan julle, hy praat met sy disippels, oorgelewer het, dat Jahvashua in die nag, waarin hy verraai is, brood geneem het. En nadat hy gedank het, het hy het gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam, wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. So wat doen ons? Ons neem deel aan die tafel tot gedagtenis van Jahvashua se kruisiging en sy sterwe. Maar deur dit is daar opstanding gekom, halleluja. Kom ons gaan saam bid. Kom ons vat net so hande. Vader Jahva, ons wil vir u baie dankie sê, vir die geleentheid om aan hierdie tafel te kan sit, terwyl u deur die Ruach HaKodesh met ons in die woord gespreek het. Ek wil bid dat hierdie geleentheid 'n bonatuurlike geleentheid sal wees. Maak ons skoon van woord, daad, gedagte en handelinge, en word u verheerlik. Baie dankie vir hulle wat dit vir ons voorberei het. Ek wil bid, hulle wat dit nou gaan ontvang, dat hulle dit doen in die geloof. En ek sê dankie weer, Vader, dat ons deur die wonde van Jahvashua genees is. Seën dit in ons liggaam, in die mooiste naam Jahvashua, en die Jahvisse sê, halleluja, halleluja. Hy sê, nadat hy gedank het, het hy die brood geneem en het gebreek. En jy sal sien, hierdie is een broodjie, ons hou nie 'n groot brood nie, want ons is net 4, so dit maak ook nie saak wat se soort brood dit is nie. Hy sê, na hy gedank het hy die brood geneem en dit gebreek. En wanneer ek dit breek, wil ek hê, jy moet kyk na die brood. Dis nie in 'n blok gesny nie. Dis geskeur. Wanneer dit skeer, dan skeer dit in verskillende rigtings in. En so sê die woord, hy was ter wille van ons geskeur, verbrysel. Hy het sy hele liggaam vir ons gegee. Jesaja 53 sê, hy was mishandel, alhoewel hy onderworpe was. Stom soos 'n skaap,
voor sy skede, Jesaja 53. Hy kon 'n legioen engele geroep het, maar hy het nie. Want daar was daar nie 'n redding vir ons vanmiddag om aan hierdie tafel te sit nie. So wanneer ons die brood neem, dan gaan ons dit vashou tot almal gekry het. Halleluja, soos hy stel. Wynand. My baby. Vir my is dit 'n groot geleentheid om aan die tafel te kan sit saam met my vrou. Want sy was baie siek in hierdie laaste week. Inteendeel op een stadium het ons gedink ons gaan haar verloor. Maar ek gee aan Jaffa al die eer, al die lof. Sy is hierso en daar's lewe. Weet jy, dis wat die belangrikste is. Solank ons lewe. En dis wat Jaffa ons leer deur die woord. Lewe vir vandag, voluit. Doen wat jy nog graag vir jouself wil doen, doen dit. Geniet die dag. Dit sê nie ons moet roekeloos wees en spandeer te keer kan nie. Ons doen beplanning. Alhoewel hy sê, moenie worry oor môre nie, moenie, maar dit is belangrik. Kom, omdat ons net weet vir vandag. Want môre kan ons nie daar wees nie. Want die Bybel sê dat die liggaam is soos die vel, die gras van die veld. Dit verdor. Hy sê die son kom oor jou en dan is dit weg. So vir my is dit 'n groot voorreg om saam met my vrou dan aan die tafel te sit en broer Wynand se suster die stel. Is daar iemand wat wil hulle brood uitruil? Hier's niks nie. Niks moeilikheid. Dis wonderlik, dis wonderlik. As daar van u is wat nou vir mekaar wil brood uitruil, wil ek die geleentheid skep. Die Bybel sê, as ek weet dat suster die stel iets teen my het, dan moet ek my brood met haar uitruil. Dis nie as sy iets teen my het nie, as ek. Want weet jy hoekom? Dit kan veroorsaak dat ek uit die paradys uit weggelaat word. Halleluja. So ek glo daar's u mekaar vrygespreek. En wanneer jy uitruil, spreek mekaar vry. Sê in die naam van Jaffa, spreek ek jou vry. Niks gaan voor my staan en my teehou om nie in die koninkryk in te gaan nie. Kom ons neem daarvan. Halleluja. Ons loof u Vader. Ons loof u Jaffa, Heer die Ruach HaKodes. Dankie vir die voorreg om hierdie brood te kan eet en deel te hê aan die liggaam wat vir ons verskeur is. Sodat daar vir ons vanmiddag redding kan wees. Seëninge in oorvloed, in genade in oorvloed. Ons eer u vir hierdie voorreg. Dankie Jaffa dat u nog nie gekom het nie. Want as jy gekom het, sal hierdie tafel geen betekenis gehad het nie. Maar omdat ons in die genade tydperk lewe, weet ons daar's genade op genade. In die naam Jaffa, die volk sê halleluja. Die Jafiste sê halleluja. Die woord sê ook so nadat hy gedank het, het gebreek en sê, neem eet, dit is my liggaam, wat julle gebreek word, doen dit tot my nagedagtenis. So ons herdenk sy marteling. Net so ook die beker met die ete, met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Wy sê wat? Dis die Nuwe Testament in my bloed. Prowyna, ons het nie 'n bokkie en 'n lammetjie nodig nie. Ons het nie 'n aardse hoofpriester nodig nie. Ek kan nie verstaan, die Messiaanse ouens hou nagmaal en maar hulle hou vas aan 613 wette. Hulle wil nou die derde tempel herbou hê. Verstaan? Hy sê,
hierdie is die Nuwe Testament in my bloed. Halleluja. Hierdie is die beker, is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as wat hy sê, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, doen dit so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Nie een keer het Vader deur Jafashua gesê, hou enige feeste nie, slag lammetjies, eet ongesuurde brode, Pasjag en ramshorings en nie een keer nie. Herdenk die tafel. Hy sê, so dikwels as wat julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van Jafashua totdat hy kom. Julle ouens wat nie meer glo aan die wederkoms van Jafashua nie, maar julle hou elke einde van die maand 'n nagmaal. Hoekom? Want julle kry tiendes in, geld in. Die ouens het by gekry, né? Dis hoekom hulle dit doen, verryk hulle self. Maar hulle glo nie aan die wederkoms nie. So die oomblik wanneer daar die wederkoms plaasgevind het, sal daar hierdie tafel geen betekenis het nie. Ons gaan die beker, ons het 'n kelkies wat ek rondhou. Dit kom als uit dieselfde beker uit. Ek hou daarvan om die beker te drink. Hy sê so mooi. Hy sê so dit mooi. Net so ook die beker na die ede met die woorde, die beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as wat jy daaruit drink, tot my gedagtenis. So wanneer ons hierdie beker drink, ons is nie kannibale wat vleis eet, mense vleis eet en mense bloed drink nie. Dis 'n teebeeld van dit. Kom ons neem daarvan. Halleluja. Baie dankie Vader vir die genadebloed van Jafashua, dat U seun gegee het om vir ons te sterwe, sodat ons lewe kan hê en lewe in oorvloed. Ek wil bid dat U genade in en deur hierdie geleentheid vloei, soos wat U bloed vir ons gevloei het, om ons te reinig van al ons sonde en ons oortredinge. Halleluja. Hy sê, want so dikwels as wat julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van Jafashua totdat hy kom. Hy sê, wie dan op 'n onwaardige wyse hierdie brood eet en hierdie beker van Jafashua drink, sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van Jafashua. Jy kan nie roekeloos wees nie. Maar die mens moet onsself, luister wat hy sê, beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Ons moet onsself beproef of ons waardig is om aan die tafel te sit. Alles is sê die woord. Alles is sê eet en drink ons 'n oordeel oor onsself. Hy sê so. Hy sê wie op 'n onwaardige wyse hierdie brood eet en die beker van Jafashua drink, sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van Jafashua. Want die mens moet homself beproef en so eet en drink uit die beker. Want hy sê wie op onwaardige wyse eet en drink 'n oordeel oor homself. Halleluja. Terwyl hy of sy die liggaam van Jafashua nie onderskei nie. Hy sê daarom is daar onder julle swakkeres en sieklikes en 'n aantal het al ontslaaf. Want as ons onsself beoordeel het, sou ons nie geoordeel word nie. Ons kom nie voor 'n wit troon oordeel nie. Ons oordeel onsself. Halleluja. Ons oordeel onsself. Maar ons geoordeel word ons deur Jaffa getuigtig, sodat ons nie saam met die wêreld veroordeel mag word nie. Waar is die pastore wat sê, ons almal verskyn voor die regterstoel van Jaffa? Waar is dit? Waar gebeur dit? Hy sê, sodat ons nie voor 'n wit troon oordeelstoel, Openbaring 20 vers 11, sal verskyn nie. Hier sê hy dit vir ons. Ons word nie saam met die wêreld veroordeel nie. Halleluja. Daarom
my broeders en my susters, as ons saamkom om te eet, wag vir mekaar, dis hoe ons gewag het. En as iemand honger het, laat hom of haar by die huis eet, sodat julle nie by die oordeel saamkom nie. Die ander sake, sê apostel Paulus, sal ek reël wanneer ek kom. Wat 'n voorreg om deel te kan wees van die liggaam van Jafashua. Die liggaam, ons is deel van die liggaam. Jafashua sê, hy is die hoof. Die een is die arm, die een is die voet, die een is die oor. En in die liggaam, reg oor die wêreld, funksioneer ons in Amerika, in Rusland en waaroor al u die nagmaal bedien, is ons deel van die liggaam. En weer 'n keer wil ek dit net herbevestig. Nie een plek in die Bybel word ons as Jafiste gemaan om enige deel te hê aan enige Joodse feeste nie. Dan kom die mense en hulle sê, omdat ons die Hebreëse name gebruik, dis nie 'n nuwe aantuiging, broer Wynand. Hulle sê ons is 'n nuwe Hebreëse beweging. Ons is geen beweging nie. Ons sit dan stil, ons beweeg nie eers nie. 'n nuwe Hebreëse beweging. Nee. Die Hebreëse ouens glo aan die Sabbatte en die besnydenis en ons en so jou Messiaanse ouens en jou Israelvisie ouens. Ons gebruik die oorspronklike antieke Hebreëse name volgens die Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rotterdam version. So ons is so bevoorreg dat ons dan vandag aan die tafel kan sit en deel hieraan kan hê. Ek gaan die geleentheid afsluit en dan gaan ek my kontakbesonderhede gee. As dit sou wees dat u enige vrae het, of u meer wil weet, is u baie welkom om my te kontak. Kom ons vat hande dan bid ons saam. Vader, wat 'n wonderlike voorreg dat ons as Jafiste vanmiddag kan deel hê aan die tafel wat u vir ons bewerkstellig het deur die genadebloed van Jafashua en sy verskeurde liggaam. Baie dankie dat toe hy gesterf het, hy nie in die doodryk vasgebind was met kettinge nie, maar na 3 dae en 3 nagte dat hy opgestaan het en hy leef. Hy leef tot in ewigheid. Ek wil bid dat daar in ons harte meer dan ooit 'n wederkomsverwagting gekweek sal word en dat ons sal lewe soos mense wat wag vir die wederkoms, die parousia van Jafashua. Seën die woord, gebruik dit, maak van ons lewendige getuienisse in 'n verlore wêreld. Dankie vir die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, wat ons leer en lei in alle reg en in waarheid, en word u verheerlik en groot gemaak. In die naam bo elke ander naam, die naam Jafashua. Halleluja, laat dit so wees. Baie dankie dat u saam met ons deel gehad het aan die tafel. Sou u enige vrae het of enigiets wil weet of boeke belangstel of van die Restoration Bybels wil bekom, dan wil ek hê my kontak by my WhatsApp nommer. As dit oorsee is, dan is Suid-Afrika +27 internasionale kode en my WhatsApp nommer is 0722 367 124. Ek gee dit weer, 0722 367 124. Of jy gaan na my webtuiste, https://Jafashua. Y, 'n y, nie 'n a nie, 'n y. Y-A-H, soos in ja, fa, V-A-H, shua, S-H-U-A. Jafashua, een woord, .co.za, alles aan mekaar. As jy enige ander inligting nodig het, is jy baie welkom. Versprei die video onder mekaar en geniet dit en kom ons wees lewende instrumente in die naam van Jafashua, totdat hy ons kom haal, of totdat ons uitlewe uit die lewe uit. Ek wil net weer sê, die wederkoms kan nie nou plaasvind nie.
Want die vredesverbond, die finale vredesverbond is nog nie gesluit nie. Maar sou ons sterf, dan lewe ons uit hierdie lewe uit en ons lewe by Yahshua in. Tot ons weer ontmoet, vrede in die mooiste naam, die naam bo elke ander naam, die naam Yahshua, Maranatha, Yahshua kom weer, halleluja, laat dit so wees.